Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens 'n voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Nou ja, ons weet al teen hierdie tyd dat jagluiperd omtrent so tussen 2000 en 3000 kolle op daardie lyf van hom het, maar daardie kolle het 'n spesifieke doel en daardie swart kolle help met daardie omgewing sodat hulle kan invloei of saamsmelt met die omgewing. Dit breek die buitelyne van die jagluiperd sodat die prooi dan ook nie hulle so maklik kan sien nie. So dit dien as kamouflering en dit is ook belangrik om twee redes. Die eerste is vir die volwassenes om prooi effektief te bekruip en die tweede, dit beskerm ook hulle welpies wat baie kwesbaar is. En dan het hulle ook 'n dik mantelagtige hare op hulle kop, nek en rug wat help dan ook dat daardie kleintjies makliker weggesteek kan word. So ja, dit is nodig dat hulle ook hierdie kolle op hulle het, sodat daar sekere dinge ook is en hulle beskerm kan word en ook in hulle jagproses kan help. Net so ook in ons geestelike lewe het ons ook nodig dat ons bekleed sal word met sekere dinge. En dit word vir ons gewys in Moses se lewe ook, Numeri 12 vers 3. Maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. Nou moet u maar self vir u dink, hierdie man omtrent so tussen 2 en 3 miljoen mense wat hy moes gelei het in die woestyn, hoe daardie mense teenoor hom gekla het, hoe daardie mense teen hom opgetree het, selfs sy eie familie. En ten spyte van dit alles, leer die woord van die Here vir ons dat Moses was 'n sagmoedige man gewees. En sekerlik ook so met 'n doel, want dit is ook maar 'n heenwysing na die Here Jesus Christus, waarin Matteus 11 vers 29 vir ons sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. So baie duidelik dat die Here ook vir ons leer, een van hierdie eienskappe wat in ons eie lewe moet wees en wat ons van hom moet leer, is juis die gedagte rondom sagmoedigheid. Dit is om myself ondergeskik te stel, om te help ook dat ek nie 'n opvleende gees het nie, maar 'n sagmoedige gees het. En hierdie sagmoedige gees behoort in die kind van God se lewe ook dan te wees. Filippense 2 vers 7 en 8 sê, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk geword en in die gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja die dood van die kruis. Sien in hierdie verband ook deur Jesus Christus, hy wat dien in die vorm van 'n diensknegt, 'n gestalte gekom het van 'n diensknegt, kom leer vir ons dat daardie gestalte van 'n diensknegt die ene van sagmoedigheid het, homself verneder. Dit is om sagmoedig te wees, om ondergeskik te stel en dat die Here ook 'n mens kan gebruik, soos Galasiërs 5:22 ook vir ons sê. Dit sal deel word van ons lewe wanneer ons vervul is met die Heilige Gees. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid en dan sagmoedigheid en laaste dan selfbeheersing. Maar hierdie sagmoedigheid, deel van die vrug van die Gees in my lewe. Ek sal 'n sagte gees hê en met daardie sagte gees sal ek ook mense met 'n sagte antwoord ook kan antwoord. 2 Timoteus 2 vers 24 sê, 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie. Wanneer ons mense op so wyse dan ook hanteer, is die potensiaal daar dat ons daardie kosbare siele vir die Here ook kan bereik. Mag die Here ook vir ons so sagmoedige gees gee, dat ons by die Here Jesus Christus self sal leer. Moses, daardie knegt van God, in wie hierdie sagte gees was, dat ons ook dit sal hê. Dit beteken dat ons ook verdraagsaam sal wees met mense en geduldig sal wees en dat ons die beeld van die Here Jesus Christus ook na die wêreld toe sal uitdra. Mag die Here vir ons help en daartoe in staat stel. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan bid vir hierdie gees wat U self in U gehad het, dat dit ook in ons lewens sal realiseer, sodat ons ook daardeur kosbare siele vir die koninkryk mag wen en 'n voorbeeld van U dan ook stel in ons lewe. Amen.